Dan kry ons sy gedeelde waar die Christians altyd die brood in die droom sien, of dit die hele brood is, of dit net 'n snybroodjie is, maar die brood wat u in die droom sien. Die eerste ding wat u moet doen is, kyk in watter omstandig u physical is. Amen. Kyk in watter omstandig u is. So voor ek bietjie dieper ingaan van hierdie droom, wil ek net gou iets sê. Jy kry mense wat wakker word, wat onmiddellik hardloop YouTube toe, Google toe, ChatGPT toe, en dan hardloop hulle na social media om te gaan search wat die droom beteken. Nou geliefdes in Christus, wanneer ons sê, greater is he that is in you, dan praat ons van dit wat binne in u is, wat vir die Spirit Guide is. Terwyl u die Spirit Guide het, kan u nie Google toe hardloop en gaan vra wat hierdie droom beteken nie. 'n Mens kan nie ChatGPT gaan vra wat hierdie droom beteken nie. Mens kan nie gaan vra iemand anders wat die droom beteken nie. Wat is die tyd wat ons gaan sê? Die Here is in ons. Wat is die tyd wat ons gaan sê? Die Here is in ons. Word wakker, vra vir Holy Spirit wat die droom beteken, en dan sal u gelei word na die regte betekenis toe. So kom ons kom terug by die gedeelte van die droom waar u die brood sien. Wat sê Matteus 4 vers 3, 4 en 5? Kom ons lees saam, geliefdes in Christus. Dis tot die gedeelte waar our Lord Jesus Christ aan die fasting was. Wat sê hierdie gedeelte van die brood? Dit was die tyd wat die duiwel vir hom geversoek het. Kom ons lees saam. Matteus 4 vers 3, 4 en 5. En die versoeker, die duiwel nou, het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat hierdie klippe broode word. Vers 4. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van die brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitkom. Vers 5. Toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan. Prys die wonderlike naam van die Here. Geliefdes in Christus, wanneer u die brood gaan sien, onthou vers 4. Gaan terug, gaan lees u woord. Gaan terug en lees die woord, dan sal die spiritman wat u binnekant is, die gees van die Here sterker word om vir u te kan help in die omstandighede waarin u is. Sterker word, daardeur sal die woord van die Here, soos dit daar gesê word in vers 4, uitkom uit u mond en vir u kan verdedig. Die woord van die Here is so skerp en so skerp dat hy deur enige gees en spirit kan gaan. So die oomblik waar u die woord gaan sien, onthou wat our Lord Jesus Christ gesê het. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie. Soms wil ons net bly eet en tyd gaan spandeer, moet ons gaan spandeer om fasting te doen en die woord van die Here, die spiritman in ons kry. Wanneer ek verkieslik die droom kry, waar ek die brood sien, dan begin ek gryp ek my Bybel onmiddellik, van ek het miskien 1 of 2 dae nie die Bybel gelees gehad nie. Daardeur kom die woord van die Here na die kind van die Here se body en sterker word. Nadat u klaar die woord gelees het, dan kom die woord uit u uit. Uit ons mond moet 'n lewendige woord moet uitkom. Amen. So wanneer u die brood sien in die droom, gaan lees die woord, want ons kan net nie van die brood af lewe nie, maar van elke woord wat geskrywe is in die woord van die Here, in die Bybel wat geskrywe is. Dis ons wapen wat vir ons sterk maak binnekant om enige ding buitekant te face. Die skrif gaan sê vir ons, uit ons moet 'n lewende water moet stroom. Dit is die lewendige woord van die Here wat u uit binneste uit moet uitkom, nadat u klaar die Holy Spirit gevoed het met die woord van die Here. So wanneer u die brood sien, gaan lees die Bybel. Amen.